Goed, ons is dan nou by die tweede gedeelte, of die tweede brief aan die gemeente van Smyrna, in Openbaring 2 vanaf vers 8 tot en met vers 11. Ek gaan dit net eers lees en dan doen ons net opsommend oor waaroor gaan hierdie brief wat aan die engele in die gemeente in Smyrna geskryf word. En skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie 'n oor het om te hoor, of wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Goed, so kom ons kyk. Die woord Smyrna het ek nou na gaan kyk, maar daar's nie regtig 'n betekenis aan nie. Soos wat ons in die vorige opname gesê het, die enigste brief wat aan 'n gemeente van 'n sekere gebied geskryf is, was die brief aan Efese, want dit was die een gemeente wat reeds gevestig was in Efese. En ons weet dat dit was daar waar Paulus hulle redelik gewerk het om die evangelie te bring, en daar was 'n baie duidelike gemeente gevestig in Efese. Maar ek dink nie dis dieselfde vir Smyrna en die ander gemeentes waaraan die briewe geskryf word nie. So die brief van Efese was die gemeente in Efese, alhoewel het verkeerd vertaal is na die Afrikaans toe, en dan was dit die een is van en die ander een was in, maar kom ons laat dit daar. So die brief begin so, dit sê die eerste en die laaste. Nou, ek het gaan kyk na die Engelse of die Griekse vertolking van die woord eerste en die woord laaste, en die eerste beteken protos, wat beteken die eerste dinge wat verkondig was, en nou kan 'n ou sê alles wat in die Ou Testament profeties na Christus verwys het. En dan die woord laaste beteken eskatos, en dis waar die woord eskatologie vandaan kom, en eskatos beteken die laaste dinge, verwysend na die dinge wat oor Christus geskryf is. En nou kan 'n mens nou sê ook, ja, eskatos beteken gaan oor die laaste dae, maar in vorige opnames wat ons gedoen het oor laaste dae, het ons duidelik tot die konklusie gekom dat laaste dae verwys vandat Jesus gekom het totdat hy weer kom, is die laaste dae, en dis eskatos. Goed, so waar het eintlik op neerkom, as ons praat eerste en laaste, dan praat ons van die hele woord van God verwys na Christus wat sou kom, en eskatos sê Christus het gekom en hy kom weer. En dan saam met dit kan 'n mens mos nou gaan vat reg van Genesis af, waar Adam en Eva in sonde verval het die Here baie duidelik vir Eva gesê, of vir die Satan gesê, ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad, verwysende na Christus wat sou kom. Goed. En dan sê die woord hier, wat dood was en lewend geword het. Nou, daai woord lewend geword het, is ook verkeerd vertaal uit die oorspronklike vertaling uit. En daar moes gestaan het, wat dood was en lewe, nie lewend geword het nie.
die Engelse, die King James sê, and is alive. En dit is nie heeltemal alles om te sê, hy het lewend geword. En daarom moet 'n mens verstaan, as hy sê, wat dood was, en ons het dit ook gehanteer in 'n vorige opname, om te sê Christus was dood. Ja, fisies het hy gesterf, maar Christus in sy sielsdimensie was nooit dood nie. So waarna verwys was dood en lewe, want dis wat hier moes gestaan het. Wat dood was en lewe, dan beteken dit dat die Vader het sy seun gestuur om die evangelie van die koninkryk van God te bring, maar dat hy in sy vleeslike staat of toestand moes hy homself neerlê, sy wil neerlê en in alle opsigte aan sy Vader gehoorsaam wees, aan dit wat sy Vader vir hom gesê het om te sê en ook gesê het om te doen. En dit is 'n voorbeeld vir ons as gelowiges om dan te sê, maar dis waarvoor ons geroep is. Ons is geroep om te sterf aan hoe ons hier op aarde sou as gelowiges wees, want die dilemma waarmee ons sit is dat soos wat ons geleer was oor tyd, is dit Christus het vir my gesterf en nou lewe ek. Nou is ek, al die fokus is nou op my en hy het dit vir my gedoen en ek is nou hierdie geseënde en ek verdien dit en ek verdien dat. Terwyl Christus vir ons 'n voorbeeld gestel het wat ons moet navolg en dit is om te sterf. Want jy sien, as jy nie van jouself sterf nie, kan jy die lewe wat Christus vir ons gebring het, sal jy dit nooit ontvang nie. En daarom, hy wat dood was en lewe, wil hê ek en jy moet sterf van onsself, sodat ons saam met hom kan lewe. En dis die beginsel van die evangelie. En as jy geleer was dat jy een of ander spesiale persoon is, omdat jy deel het aan Christus, dan bring dit jou op 'n plek van selfverheerliking, en dan is jy in die moeilikheid, want dan kan hy nie die lewe wat hy vir ons bestem het aan ons toevertrou nie. Goed, vers 9. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk. So, wat is die werke? Want ons gaan vorentoe, in die brief van Thyatira gaan ons werke en werke kry. Maar wat is werke? Want as 'n mens na werke kyk per se, en jy gaan dit vertolk, dan klink dit na 'n negatiewe beginsel. Met ander woorde, ons is geleer dat ons werke godsdiens is nie God se plan vir ons gewees nie. Maar dan moet ons kyk na die skrif in Jakobus wat praat van werke, en ek wil net hê dat ons vinnig daarna sal kyk in Jakobus hoofstuk 2 vanaf vers 14, wat sê, wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar dan nou 'n broer of 'n suster naak is en aan daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede word, warm word, versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek het die werke, toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou dit my werke uit my werke my geloof toon. Ek sal jou uit my werke my geloof toon. Goed, ek wil nie nou verder ingaan op hierdie punt nie. Die belangrike ding van werke is,
is die toepassing van dit wat jy ontvang. So kom ons, wat is geloof? Geloof is deur die gehoor, en ons praat nou van Romeine 10, ek dink is vers 12, nie 100% seker nou vir die oomblik nie, dit staan wel in Romeine 10, hy sê, geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Goed, so geloof kom, wanneer ek die woord van God hoor, dan is dit geloof. Wanneer ek die woord van God hoor, dan bou dit my geloof. Geloof in wat? Ek glo wat God sê, en ek maak dit deel van my lewe saam met hom. So, dis die beginsel, maar wat is die werke gedeelte? Die werke gaan daaroor, en dan gebruik hy die voorbeeld. As daar dan nou 'n broeder of 'n suster naak is, so hoe's hy naak? Want jy sien, dis waaroor geloof gaan. Ek moet naak verstaan. Naak het niks te doen met iemand het nie klere om aan te trek nie. Naak beteken iemand hy is ontklee in sy geloofslewe. Met ander woorde, hy het nog nie kennis van die woord opgedoen nie. Hy het nog geen kennis van die woord opgedoen nie. En daarom is hy naak. En dan sê hy, so wanneer ons so 'n broer of 'n suster sien, naak, en aan daaglikse voedsel gebrek het. Wat is daaglikse voedsel? Die Here sê, die Here het in sy gebed gesê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Wat beteken dit? Dit is, ek het elke dag die woord van God nodig in my lewe, so ek moet elke dag tyd in die woord spandeer, sodat ek nie net bekleed kan word met Christus nie, maar dat ek ook voedsel ontvang, geestelike voedsel ontvang, wat in die woord opgesluit is. En dan sê hy, en een uit julle sal vir hulle sê, gaan heen in vrede word, warm word, versadig. Met ander woorde, jy gee nie vir hom, help hom nie om bekleed te word met Christus nie aan die een kant, en jy help hom ook nie om betrokke te raak by daaglikse voedsel nie. En dit is die werking van die liggaam van Christus. Dit is werke. Ek ken jou werke. Met ander woorde, ek hoor die woord, en nou moet ek daai woord toepas, heel eers in my eie lewe. Dis werke. Ek moet dit wat ek hoor, moet ek toepas. So ek hoor die Here sê, jy moet jou daaglikse brood eet. Dan begin ek elke dag tyd in die woord te spandeer, dis daaglikse brood. En so hier is 2 voorbeelde. Naaktheid, ek is ontklee van Christus, met ander woorde, ek moet my beklee met Christus, Kolossense 3, en dan saam met dit moet ek my daaglikse voedsel neem. En dan moet ek dit ook toepas om die liggaam te bedien met die werke waarvan. So dit in kort is waarna hierdie werke. Ek ken jou werke. Nou, en dan sê hy in dieselfde asem, ek is nou terug by Openbaring 2 vers 9, nou sê hy saam met die werke, sê hy, en verdrukking. Nou, die beste skrif wat ek hier wil aanhaal, in terme van werke en verdrukking, is 2 Tessalonisense 1, vanaf vers 3. En ek wil daar lees tot en met vers 5. Net 3 verse. 2 Tessalonisense 1 vers 3 tot 5. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof, geloof grootliks toeneem. Hier staan, omdat julle geloof grootliks toeneem. Wat is geloof? Kennis van die waarheid van die woord. Die geloof kom dus deur die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Met ander woorde, kennis neem toe, dis geloof. En dan sê hy, en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word. Met ander woorde, wat is wederkerige liefde?
dit wat ek dis wederkerig. Jy kry iets uit die waarheid van die woord uit wat ek nog nie gekry het nie, jy deel dit met my. Ek kry iets uit die waarheid van die woord, ek deel dit met jou. Dis wederkerige liefde. En dan sê hy, elkeen van julle het groter geword. Met ander woorde, kennis neem toe, geloof neem toe, werke neem toe. Wederzijds. Ek met jou, jy met my, ek met my broer, jy met jou suster in Christus, en ons leer mekaar die woord van God. Dis wederkerige liefde wat groter geword het. Vers 4, 2 Tessalonisense 1 vers 4, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem vanweë julle volharding en geloof. Volharding en geloof. Right? Met ander woorde, dis 'n ander beginsel wat deel het aan werke, en dit is volharding. Jy moet volhard, jy moet aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. En dan sê hy, onder al julle vervolginge en verdrukkinge wat julle verdien. Nou, wat is die beginsel? Die beginsel is dat wanneer ek en jy met die woord van God besig is, en daar is 'n toename in kennis, en daar is 'n toename in werke, dan is daar ook 'n toename in vervolging en verdrukking. Dit is, die twee is onlosmaakbaar of onlosmaaklik van mekaar. Die toename van kennis maak dat die vyand bedreig voel, en dan begin hy ons te verdruk en ons word vervolg deur ander, want soos wat jy kennis deel met ander, is daar 'n geweldige spanning, wat 'n geestelike spanning wat ontketen word, en dit maak dat mense begin jou op 'n manier te vervolg, en die Satan begin jou te verdruk. Dinge begin in jou verhoudings verkeerd gaan, dinge begin in jou gedagtes verkeerd gaan, en daar's 'n klomp goeters wat ons daaraan kan toeskryf. Nou, ek wil dit net klaarmaak by vers 5. En dan sê hy, 'n teken. Wat is die teken? Vervolging en verdrukking is 'n teken van die regverdige oordeel van God. Met ander woorde, wat is God se oordeel? God kom en hy gee vir ons die waarheid. En ons ontdek die waarheid, en ons pas die waarheid toe. Die ander wat nie die waarheid het nie, wat nie die waarheid toepas nie, begin ons te vervolg en te verdruk. Dis presies wat die Fariseërs met Jesus gedoen het, dis presies wat die Jode met die apostels gedoen het, daar was 'n absolute teenkanting teen die waarheid van die woord, en die vyand sit agter alles. En wat is die punt? So, die feit dat ons verdruk en vervolg word, is 'n teken van die regverdige oordeel van God, sê, daar moet eintlik staan, sodat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Jy sien, jy is onwaardig vir die koninkryk van God, as jy nie geloof opgebou het nie, as jy nie in werke die waarheid van die woord toegepas het nie, en as jy nie vervolging verdruk was as gevolg daarvan nie, dan is jy nie werd om deel van sy koninkryk te wees nie, en jy sal die ewigheid misloop. Goed, ek is terug by Openbaring 2. So, ons het gehanteer, ek ken jou werke en jou verdrukking, en armoede, en dan sê hy, maar jy is ryk. So, wat is armoede? Jesus sê, salig is die wat arm is van geloof. So, wat is die punt? Daar's ouens wat ryk is in die geloof. En ek sê dit op 'n negatiewe manier. Daar's mense wat hulle voordoen asof hulle die waarheid ken. Hy vat die Bybel, hy lees die Bybel, hy bied dit vleeslik vir mense aan, en nou is hy ryk in homself. Hy maak asof hy al die kennis in die wêreld het. En dan vervleeslik hulle die woord van God, hulle bied dit vleeslik vir mense aan, en dit maak dat almal wat na hulle luister, het hierdie hele ding van 'n vleeslike interpretasie van die woord van God, terwyl die woord van God 'n geestelike woord is.
Maar hier sê hy in die brief, julle is arm, maar julle is ryk. Jy's arm, maar jy's ryk. So hoe kan 'n mens arm en ryk wees? As ons arm is in die geloof, dan bring dit ons by die plek wat ons tot hom nader, waarin ons sê, Here, ek het nie nou die insig hier nie, en ek het nodig dat U my die insig gee. En dis waarvoor die Heilige Gees, ons trooster, is daar om vir ons te wys, wat is die geestelike insig wat ons moet kry oor die woord van God. En daarom is daar vir jou 'n plek van as jy kies, ek is arm in die geloof. Dawid het dit 'n paar keer gesê, ek is elendig en behoeftig, want ons is elendig en ons is behoeftig as dit kom by die geestelike dinge van God. En wanneer ek erken ek is elendig en behoeftig, dan nader ek tot hom deur middel van die woord en die Heilige Gees. En dan sê ek, Here, help my om beter te verstaan die rykdomme van die koninkryk van God wat U in U woord vir my opgesluit het. Sluit dit asseblief vir my oop en maak my ryk in geloof. Dis die beginsel. Goed. En dan sê hy, en die lastering, nog steeds vers 9, van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar is sinagoge van die Satan. Nou, ons het daai beweging tot vandag toe nog, en dit was 'n absolute sterk krag wat gefunksioneer het in die tyd van die apostels, dat die Joodse geloof het alles in sy vermoë gedoen, want dis die werking van die Satan, om te probeer om mense wat na Christus toe gekom het, en vandag nog na Christus toe kom, hom weer terug te lei na die plek van godsdienstige aanbidding deur die Joodse geloof. En ons kry dit, ons noem dit vandag die Joodse wortel, waarin hulle mense kom en dan het hy, wanneer hy na die Here toe kom, dan kom die Satan tussen beide en hy bring die ou nou terug na die Joodse manier van om God te dien. En nou skielik het hulle weer 'n klomp werke wat terugkom. Vleeslike werke. So nou is dit weer, ek eet nie varkvleis nie en ek doen nie dit nie en ek kom op die Saterdag, hou ons die Sabbat en dan begin ons, Jesus se naam word nou Yeshua en God se naam word Yahweh en al die goeders wat hulle vir mense bring om hulle geestelik te laat voel, terwyl dit eintlik 'n vleeslike aksie is. En dan begin hulle sekere klere te dra en hulle begin baarde te groei en allerlei vreemde goed begin te gebeur. En dit is die Satan wat agter alles sit, want die Satan vat ons nie en hy vat ons na 'n duiwelse, 'n plek van duiwelaanbidding waar ons nou met swart klere en allerhande vreemde gebruike nou Satan aanbidders word nie. Hy gebruik godsdiens, want deur godsdienstige werke aanbid ons die Satan in elk geval. Jesus het dit vir die Jode gesê, hy het gesê, die duiwel is julle vader. En dis presies waaroor hierdie gaan, maar 'n sinagoge van die Satan. Nou, ek wil net iets sê, so kyk gou saam met my na Lukas hoofstuk 13, net gou iets sê oor die Satan, ons hoef nie te veel tyd aan hom te spandeer nie, maar Lukas 13 vers 16 sê, maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan dink daaraan 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos geword het nie. So, wat het hier gebeur? Hier's 'n vrou, sy's 18 jaar in die Joodse geloof betrokke. En vir 18 jaar gaan sy gebuk, en dit is die beeld. So, Christus het altyd menslike toestande van siekte gebruik om 'n boodskap aan jou en my oor te dra van ons geestelike siektes wat ons het as gevolg van godsdienstige werke. En hier is 'n vrou wat vir 18 jaar krom geloop het onder
omdat sy gebuk gegaan het onder werke godsdiens. Dis die boodskap. En dan kom Jesus en hy genees haar, want dis wat hy doen. Jesus maak ons gesond van die toestande en dit het nie noodwendig altyd 'n fisiese uitwerking nie. Godsdiens sit mense in gevangenis. Godsdiens sit mense in werke van godsdiens wat hulle begin vir mense te werk. Hulle begin mense te dien. En ek praat nou van godsdienstige leiers. En as daai leier sê, ons gaan op 'n uitreik, dan gaan jy. As hy sê, ons het 'n gebedsaksie, dan gaan jy. En nou is jy in werke. Goed. En die Satan het hierdie vrou beetgehad binne in die kerk. En die Satan het Christene, wat op soek is na Christus, gebind in die kerk vasgehou in godsdienstige werke. Dis die beginsel wat hier aangespreek word. Maar dis 'n sinagoge van die Satan. Wat is 'n sinagoge? Dis 'n plek van byeenkoms. Dis dood eenvoudig. In vandag se taal is dit die kerk waar jy na toe gaan, waar jy in godsdiens, wat jy gedink het jy dien Christus vanuit gees en waarheid, dien jy hom in godsdienstige werke. Daar's niks van geloof nie, daar's niks van kennis van die waarheid nie. Jy gaan luister na jou predikant en hy sê vir jou wat jy moet weet, en hy help jou nie om te weet wat jy moet weet nie, hy sê net vir jou wat jy moet weet. En hy weet self nie wat hy weet nie. Hy sê van die blinde lei die blinde en beide beland in die sloot. Dis die beginsel. Goed. Vers 10. Openbaring 2. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Nou ek wil gou vrees aanspreek. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Die eerste punt is, die eerste gedeelte wat ek nou wil kyk is Openbaring 21 en ons kyk daarna vers 8. Openbaring 21 vers 8 sê, maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel, dit is die tweede dood. Wat is dit wat die skrif hier vir ons wil leer? Is om te sê, mense wat vreesagtig is vir mense, met ander woorde, die dominee het gesê, die pastoor het gesê, die priester het gesê, en ek vrees hom, want hy is die amptdraer, hy is die een wat my gang met Christus bepaal. Hy sê vir my hoe ek hom moet dien, en ek gaan na hom luister, want ek vrees hom. Hoe weet ek dit? Kom ons gaan kyk net gou na nog 'n skrif in Matteus 10 vers 28. So blaai saam met my na Matteus 10 toe, en Matteus 10 vers 28 sê die volgende. Ek gaan by 26 begin. Vrees hulle dan nie. Wie is hulle? Die leermeesters, die wat hulle voordoen as die godsdienstige leiers. Vrees hulle dan nie. Want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in hel. Ek verduidelik. Godsdienstige leiers is mense wat jou in hulle te poel van kennis wat hulle mee werk. En daar's verskillende tipes leermeesters. Jy kan maar hierdie hele gedeelte in Matteus 20 gaan lees oor hoe werk 'n leermeester. Jesus sê noem niemand julle leermeester nie, want julle het net een, en dis Christus. So met ander woorde, jy moet geleer word deur Christus met die hulp van die Heilige Gees. Hoe word jy deur Christus geleer? Deur sy woord. Hy is die woord. Johannes 1. Hy is van die begin af was hy die woord. So as jy iets van hom wil leer, gaan jy na sy woord toe, en jy vertrou die Heilige Gees om jou te leer wie Christus is, wie sy Vader is, deur die woord van God. So
maar nou sê hy hier 'n baie interessante ding. Vrees hulle dan nie. Moenie vir hulle vrees wat hulle voordoen as jou geestelike leier. Moenie vir hom vrees nie. Hy sê, want daar's niks wat bedek is wat nie ontdek sal word nie. Wat sê hy daarmee? Christus sê, my evangelie is 'n verborge evangelie. En die enigste manier hoe daai verborgenheid ontborge kan word, is wanneer ek dit vir jou ontdek. Die bedekking wat daar oor die evangelie is, haal hy self af as jy tot hom nader deur sy woord, en met hulp van die Heilige Gees. En dan sê hy, wat ek dan vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig. Wat sê hy daarmee? As ek dan iets aan jou openbaar, van die evangelie van die koninkryk van God, sê dit verander. Bring dit in die lig. Sê vir hulle wat dit is. En dan sê hy, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. Wat julle in die oor hoor, beteken wat jy in die geestelike oor hoor, verkondig dit op die dakke. Stel dit oop, sê vir mense, dis wat ek in hierdie opname doen. Ek is besig om dit wat ek in die oor gehoor het, waar in my oor, in my geestelike oor gehoor het, sit ek uit op die dakke. Ek maak dit bekend vir die wat wil luister. En dan sê hy in vers 38, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Wat beteken dit om die liggaam dood te maak? Die vals leraars maak die liggaam dood. Met ander woorde, hulle preek vir dooies. Want jy kan nie lewend word sonder dat die prediker die verborgenhede van die koninkryk van God by hom gekry het en dit aan jou verkondig nie. Hy bring vir jou godsdienstige werke en vleeslike interpretasie van 'n geestelike boodskap. Dis al wat gebeur. En dan maak hulle die liggaam dood. Watter liggaam? Die liggaam wat aan Christus moes behoort, word doodgemaak deur vals leringe. Moenie hulle vrees nie, want hoekom sê Jesus moet ons hulle nie vrees nie? Want wanneer jy hom vrees, dan luister jy net na hom. Maar as jy op 'n plek kom waar jy sê, wow, dit wat hy sê is nie die waarheid nie. Ek moet gaan uitvind wat is die waarheid hier. Dan begin jy God te vrees, want as jy God vrees, sal jy nie in die hel gewerp word nie. Jou siel sal nie in die hel gewerp word nie, wanneer jy by die plek kom wat jy God nie vrees nie. Goed, en dan wil ek net die laaste skrifgie aanhaal, Romeine 8 vers 15. Romeine 8 vers 15 sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba Vader. Die gees met 'n hoofletter geskryf. En die gees wat ek en jy ontvang, wanneer ons gewederbaar word my gees gewederbaar, en dan gee die Vader vir ons die Heilige Gees as hulp. Nou ek wil net gou vir jou sê, en ons het dit al in vorige opnames gehanteer, die Heilige Gees kom woon nie in jou nie. Jou gees word gewederbaar wat dood was. As gevolg van die sondeval, is almal van ons, jy word nie gebore liggaam, siel en gees nie. Jou gees moet gewederbaar word. En wanneer wedergeboorte plaasgevind het, het jy die inspraak van die Heilige Gees nodig om jou en my te leer wat is die geestelike dinge van die koninkryk van God. En daarvoor het ons die woord nodig. En dis wat hy hier sê. Julle het nie ontvang 'n gees, klein letter. Jou gees is die gees wat jy ontvang, wat jy nie gehad het nie. En daai gees is nie onder slawerny nie. Met ander woorde, ons is nie meer 'n slaaf van een of ander predikant of dominee of pastoor of priester of wat jy hom ook al wil noem. Ons is niemand se slaaf nie. Want hy sê, want as jy aan iemand behoort en hy is jou leier en jou geestelike leier, dan word jy sy slaaf. Hy sê, maar julle is nie meer onder slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Heilige Gees. Nou is dit 'n hoofletter G. So my gees, wanneer ek gewederbaar word,
kry die bystand van die Heilige Gees. Nie, hy woon nie binne in my nie. Hy is daar waar gelowiges wat geesgeboorte ontvang het, hy is daar in hulle midde. En dan leer hy ons, en dan sê hy, maar julle het ontvang die Gees, wat die Heilige Gees is, van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. En dan sê hy in vers 16, die Gees, Heilige Gees, self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. So nou is jy nie meer 'n slaaf nie, jy's 'n kind. En omdat jy kindskap ontvang het, wat doen jy? Jy gaan, omdat jy nou 'n geestelike kind is, van 'n geestelike vader, en nie meer 'n vleeslike kind van 'n vleeslike vader, wat homself 'n vader noem, wat nou jou geestelike sogenaamde vader op aarde is nie. Jy het nie 'n geestelike vader nie, behalwe die een in die hemel. Noem niemand julle vader nie, want ons almal het 'n vader in die hemel. So ek ontvang nou kindskap, ek is nie meer 'n slaaf van een of ander prediker wat vir my sê hoe ek God moet dien nie, omdat hy dit nie self weet nie. Nou dien ek God direk, ek het direkte toegang tot die Vader deur die Heilige Gees wat my deur die woord vat om tot die Vader te nader. En geesmens kan nou met geesgod kontak hê deur die woord van God wat 'n geestelike woord is. Goed. Vrees vir niks wat julle sal ly nie. Vers 10, Openbaring 2. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp. Nou daai gevangeniswerp het ek nou klaar gedeeltelik aangespreek. Hoe sit hy ons in gevangenis? Hy sit ons in 'n plek van valsleringe. Dis gevangenskap, dis slawerny. Hy sit jou op 'n plek waar jy onder valsleringe en meeste van ons, indien nie almal nie, word eers blootgestel aan valsleraars met valsleringe op een of ander valse manier en daar's verskeie. Die een is 'n charismatiese beweging, die ander een is 'n godsdienstige ou tradisionele beweging en die ander een is die liefdesleerbeweging en op een of ander manier sit jy in gevangenskap van een of ander leraar. Sodat julle op die proef gestel kan word. Right, so wat beteken dit? Hoe word ek op die proef gestel? Ek kry valsleringe, maar wanneer ek met die woord van God self begin besig raak, of iemand in die liggaam in werke bedien my met die waarheid. Iewers is daar iemand wat oor my ontferm het, en hy kom sê vir my, maar hoorie Anton, dit wat jy hier besig is nie waarheid nie, kom ek wys gou vir jou, wat sê die woord daaroor. En nou sien ek dit raak, nou word ek beproef, nou moet ek besluit, gaan ek die leuen glo, wat aan my vir jare verkondig was, of gaan ek die waarheid vat? En daar is soveel voorbeelde, van valsleringe wat mense glo, wat hulle aan vashou. So kom ons vat net weer die welvaartsleer beginsel. Mense, daar's 'n hele welvaartsbeweging wat sê, God wil my ryk maak, God wil hê ek moet die beste wees, en ek moet die beste werk hê, ek moet die beste karre, ek moet die beste huis hê, en al daai goeders wat hy sê, maar as jy die waarheid ontdek van die woord, dan sê hy, geldgierigheid is die wortel van alle ewels, kry ons in 1 Timoteus hoofstuk 6, en daar's daar 'n hele ding wat sê, pas op vir die rykdom, pas op vir die rykdom. Nou, hoe kan dit dan, so dis die beproewing waardeur jy moet gaan. Jy moet die woord sê, toets alle dinge, maar behou die goeie. Met ander woorde, kyk of dit wat jy geglo het, waarheid is aan die hand van die woord. En dan sê hy, en as jy agterkom, dit was 'n leuen gewees, dan moet jy afstand doen daarvan, en jy moet die waarheid aankleef. Jy moet eerder werk met die waarheid van die woord. Verskoon maar my huisalarm het afgegaan. Goed. Dan sê hy, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking. Ekskuus, daai alarm het my nou, my vrou het so seker nou uiteindelik op by die remote uitgekom. Goed,
sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Nou, ons kan nou gaan kyk na die skrifverwysing. Hier is Daniel en sy 3 vriende is in gevangenskap. Jy moet dit sien vir wat dit is. Hulle is in gevangenskap onder Nebukadneser. En in 'n sin is hulle op 'n plek vasgevang van godsdienstige werke. En hulle moet vir Nebukadneser aanbid, want Nebukadneser het selfs so ver gegaan om vir homself 'n beeld te maak wat aanbid moet word. En wat is die punt hier? Die punt is ek en jy word op een of ander manier, wanneer ons na Christus toe kom, gaan ons eers deur 'n plek van godsdienstige werke moet gaan om ons op die proef te stel of ons vir die waarheid gaan staan al dan nie, en dis ons toets. En wanneer ons die toets deurstaan het, sal ons die lewe ontvang. Ons kom daarby. Hy sê, so Daniel, wanneer hy by Nebukadneser kom, dan sê hy vir die hoof van die eunuchs, van die ontmandes, sê, ek wil net vra dat ons nie van die koning se tafel sal eet. Ons wil nie van Nebukadneser se tafel eet nie. Gee eerder vir ons op daai stadium dis saailinge, hy praat nou, die Afrikaans praat van groente, maar dit gaan oor gesaaides. Geef ons gesaaides om te eet. En beproef ons dan vir 10 dae. Wat is die beginsel? Dat ek en jy kan, wanneer ons by die woord van God kom, en ons word in 'n plek geplaas, waar ons saam met ander geroep word om te eet van die tafel van jou sogenaamde koning, of jou sogenaamde leermeester, dan moet jy kies, wanneer jy die waarheid hoor, moet jy kies, ek gaan eerder eet wat hierdie ou vir my aanbied, of ek gaan eet dit wat die woord vir my aanbied, die gesaaides moet ek. En dan, die lieflikste van alles is, jy sal vir 10 dae op die proef gestel word, wat beteken, dit gaan nie lank vat vir jou om te ontdek. Jy gaan binne 10 dae, en daai 10 dae is net 'n periode, dis nie 'n spesifieke 10 dae nie. Jy gaan vir 'n kort tydjie op die proef gestel word, en jy sal baie gou die kant toe of daai kant toe moet besluit. Jy gaan moet besluit, gaan jy aan die tafel van die Here sit, of gaan jy aan die tafel van die bose sit? Gaan jy aan die tafel sit van hom wat jou mislei deur vleeslike werke, of gaan jy aan die tafel van Christus sit, waar jy in gees en waarheid gelei word? Dis die 10 dae beproewing. En dan sê, jy sal verdruk word. Natuurlik gaan jy verdruk word. Ons het dit dan nou net gelees in 2 Tessalonisense 1. Jy sal verdruk word. Want die vyand maak seker dat wanneer ek en jy die waarheid ontdek, dan is daar geweldige verdrukking vir ons, en dan moet ons vas staan, want dit is die proeftydperk, en op daai manier weet ons of die Here ons dan nou goedkeur vir sy koninkryk. Dis die manier hoe die Here werk. Dan sê hy, laaste deel van vers 10, wees getrou tot die dood toe. Nou kan jy sê, o ja, ek moet net aanhou om die Here te dien totdat ek die dag te sterwe kom. Dis nie wat hierdie vers vir ons sê nie. Wees getrou tot die dood toe, want jy moet by die punt uitkom in jou stap saam met die Here, waar jy sterf van jouself op keuse. Nie, ek gaan neem my eie lewe nie, ek kies om te sterf van my wil. Dis hoekom die Onse Vader sê, nie my wil, laat u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Here, u wil is al wil wat tel. En dis wat beteken om te sterf van jouself. Jy moet tot die dood toe getrou wees, tot die punt waar jy niks opinie het van jou eie nie. Dis wat hy hier sê. Want ons opinies word gevorm deur jare heen, deur verkeerde en vals leringe wat ons gehad het, en nou ontdek ons die waarheid, en nou moet my opinie wees aan die hand van God se opinie. Want dis al opinie wat geld, is God se opinie. Dis hoekom Jesus gesterf het.
Hy het gesterf, nie die feit dat hy aan die kruis gesterf het nie, dit was ultimately sy Vader se opinie dat hy moes sterf aan die kruis. Maar voordat hy kruis toe gegaan het, moes hy sterf van sy wil. Hy het nie, sy vlees het 'n sekere wil gehad, maar hy moes homself ondergeskik stel aan die wil van sy Vader. En so het hy gedoen, vandat hy met sy bediening begin het, totdat sy Vader hom aan die kruis laat hang het. Dit was die wil van sy Vader dat hy gekruisig moes word. Ons kry dit in Jesaja. Dit was God se begeerte dat sy seun tot so 'n mate vermink, onerkenbaar vermink was. Goed, was die wil van die Vader. So hy sê, tweede gedeelte vers 10, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Nou moet ons weer, dis nou weer een se vals lering ding wat so, ons gaan krone dra, ons gaan krone, hulle het liedjies geskryf daar, ons gaan krone dra, ons gaan krone dra. Waaroor gaan die kroon van die lewe? Die kroon van die lewe is, Jesus het gesê, hier, vroeg in Openbaring 1, dan sê hy, praat hy van Openbaring 1 vers 5 sê, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en owerste oor die konings van die aarde, krone. Owerste oor die konings van die aarde. Dan gaan hy verder, vers 5, aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, vers 6, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader. Konings, hulle wat krone dra. Wie is hulle? Dis hulle wat Christus in waarheid verteenwoordig. Hulle sal die kroon van die lewe ontvang, sodat hulle die woord van God vir die gemeente kan aanbied, omdat hulle nou getrou geword het in die kennis van die waarheid, en dat hulle dit nou waardig geag word om deur Christus gebruik te word om sy waarheid aan die gemeente te verkondig. Dis wat die kroon van die lewe beteken. En as die Here sien, maar jy's getrou in die waarheid, dan bring hy jou op 'n plek sonder dat jy daarvoor gevra het, sonder dat jy daarna gestreef het. Dan bring hy jou op 'n plek waar hy jou gebruik as 'n koning op sy troon wat hy daar gestel het hier op aarde om hom reg te verteenwoordig. Met ander woorde, ons word ambassadeurs van die koning van die konings. Hy is die owerste oor die konings van die aarde. En ons verteenwoordig hom in alles in waarheid. Ons sê wat hy sê. Dis presies wat Christus kom doen het. Dis presies wat die apostels gedoen het, en dis presies wat ons as wie dan die kroon van die lewe ontvang, veronderstel is om te doen, is om die woord van God in waarheid aan te bied. Goed, vers 11. En dan sluit ek af. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Wie 'n oor het om te hoor, ons weet, daai oor is 'n geestelike oor. Ons het almal ore, almal van ons het ore, maar baie min het geestelike ore, baie min. Dis hoekom die Here gesê het, nou is die poort smal is die weg. Nou is die poort smal is die weg wat lei tot die lewe. En dan sê hy, en breed is die weg. Wyd is die weg wat lei na die verderf. Die weg wat lei na die verderf is die wat op daai pad Christus dien. Op die breë weg dien hulle vir Christus. Hulle bepaal die waarheid, terwyl God se waarheid is 'n nou weg. En dan sê hy, wie 'n oor het om te hoor, wie 'n geestelike oor het om te hoor, sal hoor wat die Gees, Heilige Gees aan die gemeente sê. En die wat oorwin, en dis nou die tweede oorwinning, nê? Die eerste oorwinning wat hy gepraat het, is die brief aan Efese. Dan praat hy daar, aan hom wat oorwin, sal hy gee om te eet van die boom van die lewe wat in die middel van die tuin staan. Hier sê hy, wie oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Sal deur die tweede dood geen skade ly nie, en ons kry die tweede dood op twee plekke in Openbaring. Die tweede dood kom voor in vers 6 van hoofstuk 20, sê, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Nou,
kry ons weer in Openbaring 21 vers 8, kry ons hulle deel aan die laaste gedeelte van, hy praat nou van die vreesagtiges en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en goed, hy sê, en hulle dele is in die poel wat brand met vuur en swavel, dit is die tweede dood. Die tweede dood. So, wat is die punt? Die punt is, as jy deel het aan die eerste dood, het jy nie deel aan die tweede dood nie. Wat sê ek daarmee? Ek sê, as jy sterf van jouself, as jy oorwin, dis hoekom Jesus sê, wees getrou tot die dood toe. As jy getrou is, tot die dood toe, totdat jy heeltemal van jou eie wil gesterf het, terwyl jy nog lewe hier op aarde, sal jy aan die tweede dood, wat die poel van vuur is, vryspring. Jy sal nie deel hê aan die tweede dood nie. Want die eerste opstanding lei tot die vryspring van die tweede dood. En net die wat oorwin, wat moet jy oorwinning oor kry? Jy moet oorwinning oor jouself kry. Jy moet jou eie wil oorwin. Dis presies wat Daniel gedoen het. Daniel het gesê, ek is nie hier om myself te bevredig en te kyk, hoe kan ek aan die koning se tafel al die lekkernye, want dit is in die vlees van die mens. Ons vleeslike ingesteldheid is altyd, ek wil die lekkerste hê, ek wil die beste hê. Ek bedoel, gaan kyk maar hoe jy gefunksioneer het jou hele lewe lang. Jy het altyd geveg vir jouself. Maar wanneer jy tot Christus kom, dan begin jy te veg teen jouself. Nou veg jy nie meer vir jouself nie. Jy begin jouself neer te lê. Jy begin jou wil neer te lê. Jy sê, Here, Vader, U wil geskied, nie my wil nie. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Dis net sy wil wat geld. En ek dank U, Here, dat ek nou hier kan afsluit en kan sê, Here, soos wat U gebid het, bid ons ook. Laat U wil geskied, nie my wil nie. In Jesus naam. Amen.